Shabbat Shalom, goeiemôre mense van my kant, Frik Weideman. Dankie dat julle ingeskakel is vanoggend by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Wie mag klim op die berg van Yod-Heh-Wav-Heh? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Mense, dankie dat jy vanmôre ingeskakel is by hierdie spesiale uitsending van Menorah Tabernakel. En ons vertrou dat die woord vandag skepingskrag, opstandingskrag in jou lewe sal veroorsaak. So mense, ek is hier op die berg van Elohim en die kliptafels is in flarde vanweer die ongeregtigheid van die volk. En vandag op hierdie pragtige Shabbat is dit my begeerte dat ons weer in lyn sal kom met Vader se woord en dat sy Ruach HaKodesh ons sal herinner om te wandel in sy gebooie, sy instruksies, sy weë en ook sy stem. En mense, op hierdie pragtige Saterdag Shabbat op die berg van Elohim, op die plaas de Geilen in die hartjie van Namakoland, groet ek jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek is hier by die kliptafels, ek is hier so by die Ketubah op die berg van Elohim. Dit is die plek waar ons mense anoint wanneer ons hulle release van die plaas af om 'n verskil te gaan maak, om Vader, Yod-Heh-Wav-Heh, die Almagtige se karakter te gaan uitleef in 'n donker, verdraaide wêreld. En vanoggend is dit my voorreg om jou te kan bedien met die woord. Ook my voorreg om vanoggend my geestelike wapen, my shofar uit te haal en dit te blaas saam met jou. En my gebed vanoggend is dat die mure van Jericho in jou lewe sal val vandag. Mure van bondage, mure van slawerny, mure van beperking, mure van verhindering, mure van verkrachting, mure van armoede, dat het sal breek op jou lewe vandag, op hierdie Shabbat, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek gaan die shofar blaas. Ek wil eintlik my hande ophef na die hemel om te sê, Abba, ons het U nodig, help ons, rig ons, lei ons in die spore van geregtigheid, met die inspraak van U Ruach, U Heilige Gees. So mense, ek gaan die shofar blaas en my gebed vandag is, deur hierdie profetiese aksie, dat die mure in jou lewe vandag sal val. Nie môre nie, vandag. Dat ons sal klaar kry met dit wat Vader ongelukkig maak. Dat ons sal klaar kry met dit wat ons in bondage weer terugvat na Egipte toe, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Halleluja, loof die heilige naam van Yod-Heh-Wav-Heh, die Almagtige. Mense, dis Shabbat, dis 'n heilige dag, dis 'n geseënde dag. En ek is hier op die berg, ek is onder die oop hemel. En ek eer Vader net vandag vir hierdie dag wat aangebreek het, en ek dank hom. Ek moet sommer net my hande ophef na die hemel as 'n teken van Abba. Ek gee vandag oor. Aan U kom toe die eer en die lof en die aanbidding. Sommer net daar waar jy is, bid sommer saam met my asseblief. En dat ons net Vader se seën sal ervaar, sy teenwoordigheid wat hemels is, op my en op jou lewe. En ek dank hom net vanoggend vir die voorreg wat ek het, die lig in my longe, die stem wat ek het, die bloed wat deur my are vloei, my neurobane wat gefokus is aangaande hom, dat ek net op hierdie dag aan hom die eer en die lof en die aanbidding sal bring, want hy alleen is aanbiddingswaardig. Net daar waar jy is, kom ons aanbid hom. Vader, ek eer U. Ek loof U, dankie dat die wind vanoggend waai. Dankie vir U Ruach. Dankie dat U inspraak kom lewer in ons lewens. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Vader, ek wil buig in aanbidding voor U aangesig en ek wil kom erken onder die oop hemel dat U is Yod-Heh-Wav-Heh, die Almagtige, die Heilige van Israel, die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Vader, ek wil my hande ophef saam met elke persoon wat ingeskakel is. Net om te kon verklaar dat U is die weg en die waarheid en die lewe en daar is niemand soos U wat met U kan vergelyk nie. U is die enigste weg na die Vader en ek dank U
vir daardie weg waarop ons kan wandel. Ek dank U vir die waarheid wat ons vrymaak. Ek dank U vanmôre, Vader, in die naam van Meester Yeshua, die naam bo elke naam. Dank U dat ons die lewe het. Want U gee ons die lewe verniet en U gee vir ons 'n oorvloed daaraan. Want die vyand het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar U het gekom, halleluja, sodat ons die gawe het van die ewige lewe en 'n oorvloed daarvan kan geniet. Abba, aan U kom toe vandag daardie eer. U alleen is aanbiddingswaardig. U is lofprysingswaardig. Dankie dat ek vanoggend weet dat U is ook die aanhoorder van gebed. En die antwoord met vuur, want die woord leer my dat U is 'n verterende vuur. Laat die lieflike naam vandag geheilig word oor die grense van hierdie wêreld. Laat die naam verkondig sal word, dat die wêreld sal weet, U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dat die wêreld sal weet, dat U gaan terugkom, soos wat U gegaan het, Meester Yeshua. Soos wat die manne na die wolke gekyk het, so gaan U weer terugkom oor die periode van Yom Teruah met die blaas van die trompette. En ons is in afwagting as U bruid wat wandel in heiligmaking. En dankie vir U geduld, U lankmoedigheid, U genade wat U uitstort oor ons lewens. Vader, ons kom verklaar in hierdie dag. Ons meld aan vir gehoorsaamheid. Ons meld aan om te leef 'n kadosh lewe, 'n lewe van heiligmaking. Ons meld aan om U te eer en te loof en te prys elke dag van ons lewens en dat ons U karakter sal resoneer in hierdie donker, krom en verdraaide wêreld. Abba, dis my gebed vir elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Wat beteken nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my ruach spreek Jotai Wafai, die Almagtige. En my gees roep uit, halleluja, prys hom. Kom ons gee hom eer op hierdie pragtige Saterdag, Shabbat. Mense, weer eens, van my kant, baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie spesiale uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, die afgelope week het Vader in my hart kom praat oor waarmee ons besig is, waarmee ons mense besig is. Weet jy, as ek rondom my kyk en ek sien wat gebeur in hierdie wêreld, dan besef ek net dat die tekens van die tye wat Meester Yeshua met ons gedeel het, is aan die kom, en ek en jy moet in gereedheid staan. Mense, dit is belangrik om voorbereid te wees, dit is belangrik om die woord vandag op te neem. As jy nie nou al die woord het nie, en jy verstaan nie die woord nie, dan wil ek vandag vir jou sê, jy moet tyd maak, jy moet tyd insit, want daar gaan tye kom in hierdie wêreld wat nie meer aangenaam gaan wees nie, en ek is nie 'n doemprofeet nie, maar mense, ek sien wat gebeur, en ek sien wat gebeur in hierdie wêreld, en daarom moet ek en jy voorbereid wees. Maar nee, baie dankie. Nee, ek is vandag hier om 'n boodskap aan jou te gee, en ek doen dit vandag met humbleness, en ek doen dit vandag met soveel eerbied teenoor Vader. Ek dank hom vir sy woord, die voorreg wat ek mag hê om sy woord te kan verkondig, dit te mag verkondig. En my gebed vroeg in hierdie oggend was dat Vader, dat U asseblief 'n koolvuur van die altaar sal stuur deur 'n seraf om my lippe aan te raak, om die volk te sê wat ons moet doen en waarvan ons moet kennis neem. En dat hierdie woord vandag regtig waar skepingskrag in jou lewe sal hê. En dat die woord nie ledig terug sal keer nie, maar dat die woord 'n getuienis sal uitbring in sy wonderbare naam. Ek wil jou voorberei vir Pesach. Nou mense, ons kan nie wag vir Pesach op die plaas De Kuilen in die hartjie van Namakoland nie, en ons is opgewonde oor die periode wat vir ons voorlê. Ek het 'n verwagting, want ek weet as ons opdag, het Vader reeds opgedag. Sy ruach is reeds op hierdie plaas, en ek het hierdie verwagting dat Vader gaan met ons deel op 'n bonatuurlike manier. Ek verwag 'n hemelse ingryping op hierdie grondgebied, en die mense wat gaan kom, gaan dit beleef en ervaar. Dis wat ek verwag. So, ek nooi jou dat as jy teen later van hierdie jaar, oor die periode van Sukkot, maak seker nou al jou plek is geboek, want Sukkot is fantasties, en ons gaan wonderlike goed beleef en ervaar oor die periode van Pesach, en ons gaan probeer om ook die inligting deur te gee vir jou, en boodskappe deur te gee, wat ons gaan bedien, vars boodskappe, dit ruik nog soos vars brood, halleluja, want die brood van die ewige lewe kom voed ons, en die woord sê, hy sê, ons sal lewe, al het ons gesterwe, halleluja. As jy jou woord het, maak hom asseblief oop vanoggend, by 'n belangrike gedeelte wat Paulus skryf, en Paulus verwys eintlik terug oor wat gebeur het by Pesach,
en ook wat gebeur het op hierdie wandel, hierdie journey van Egipte af na die berg van Sinaï, en ek is juist vandag op hierdie berg, die berg van Elohim, dis hier waar ons die ketubah ontvang, die huweliksooreenkoms ontvang, en nou skryf Paulus hier 'n belangrike ding, en mense toe ek het lees, toe besef ek maar, ek het dit nog nooit raak gelees nie, en ek wil dit vandag met jou deel, en ek deel dit met soveel respek, en met soveel eerbied teenoor Vader, en ook teenoor jou, dat jy werklik hierdie woord sal carpe diem en deel maak van jou lewe. En mense, en ek besef net weer 'n keer dat, weet jy, ons is terug in Egipte. Ons is regtig terug in Egipte. En wanneer ek hierdie woord lees, dan huil ek sommer in my hande, want ek dink dis wat Vader doen. Hy huil in sy hande om te sien, waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Ons is besig met dieselfde goed toe die volk uitgelei is uit Egipte land uit. En dan het die bevryding kom deur die bloed van die lam, die bloed van 'n onskuldige lammetjie, het die bevryding veroorsaak. En vandag is my gebed, mense, dat ons wat die tabernakel is, ons wat die tempel is van Heilige Gees, dat die bloed van die lam op my deurposte van my tabernakel, van my tempel sal wees, en dat sy heilige naam verheerlik word. Maak asseblief jou woord oop by 'n gedeelte in die Nuwe Testament, en dit is in die boek van 1 Korintiërs, hoofstuk 10, en ons gaan 'n paar verse saam lees, en ek wil iemand saam met my volg, en asseblief, vat jou pen en maak 'n aantekening. Dit is die eerste keer, nee, ek het dit al baie gelees, maar ek het dit nog nie so gelees nie. Ek het altyd die vraag gevra, en ek vra die vraag met absolute eerlikheid. Onthou julle toe die volk uitgelei was, toe moan hulle het weer gekla, die woord het 'n pragtige woord, hulle het gemurmureer omdat hulle nie water het nie, en Moses kom en hy slaan die rots, en daar kom water uit die rots uit. Nou wil ek vir jou vra, vir 40 jaar, het hierdie rots saamgetrek? Wie was hierdie rots gewees? Lewende waters. Onthou jy die gedeelte in die boek van Johannes hoofstuk 7, waar meester Yeshua opstaan op die 8de dag, en hy sê, as julle in my glo soos wat die skrif sê, dat strome van lewende waters uit julle binneste sal vloei. En Moses slaan daai rots, en hy kom gee vir hierdie volk, kom ons praat van 2.5 miljoen mense, water elke dag, vars water elke dag. Het die rots saamgetrek? Wie was die rots? Ons gaan vandag sien, wie is hierdie rots? En wat se betekenis het dit vandag op my en op jou lewe? Lees saam met my. Hy sê, broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders, nou moet jy gou 2 gedeeltes vasmaak. Die voorvaders wat ingekom het in Egipte, wat laterand gedraai het, en hulle het begin om die afgode van Egipte aan te neem, en hulle te begin aanbid, en hulle het vergeet, wie is Jotai, Wafai, die Almagtige. En ons voorvaders, Frikse voorvaders en jou voorvaders, as jou hare my kleur is, dan beteken dit, ons is die Siksies, en ons voorvaders het dieselfde gedoen. Hulle het ingekom, en hulle het betrokke geraak met hierdie wêreldgodsdiens wat van die katholieke sisteem af deurgekom het. En ons het gewoond geraak daaraan, en dit was tradisie, en eintlik is ons weer terug. In terme van aanbidding, is ons terug by Egipte. So wanneer ons die woordjie lees, voorvaders, dan moet jy dit in 2 segmente indeel. Eerste segment is, wat het die voorvaders gedoen in Egipte vir 430 jaar, en wat het ons voorvaders gedoen, vir ook omtrent plus minus 450 jaar. En nou moet ons gaan kyk, is ons uit Egipte uit? Is ons op pad na die beloofde land? Wie maak die beloofde land? Wie gaan dit maak? En hoe lyk ons gesindheid, wanneer ons uitbeweeg uit Egipte uit? Want onthou net, toe ons in Egipte was, in slawerny en in bondage, het ons gemurmureer, ons het gekla, ons het gemoan. En nou kom Vader en hy vat ons uit deur die bloed van die lam, en hy lei ons uit, waarheen? Na die berg van Sinaï, om die belofte gewer te ontmoet, wat ons gaan inlei in die beloofde land. Anders as jy in die beloofde land inkom, van Egipte af, en jy kom direk in die beloofde land, verval ons weer in godsdienst, verval ons weer in idolatry. So ek moet eers die belofte gewer ontmoet, wat my sal lei met 'n wolkolom en 'n vuurkolom na die beloofde land toe. En hartseer om te sê dat, weet jy wat, 99.999999 het dit nie gemaak nie. 2 het dit gemaak. Joshua en Caleb. Nou wil ek jou herinner, hoe lyk ons lewens, en wat ons voorvaders gedoen het, ten opsigte van
ons uittrek uit Egipte uit. Kom ons lees hom weer 'n keer. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders, nou praat Paulus van hulle voorvaders, nou kan ek net sowel praat van ons voorvaders, almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig deur die see gegaan het. Vers 2. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, hoor mooi, wat met hulle saamgegaan het. Die rots, jou vertaling kan dalk sê Christus, die rots was Messia, Yeshua. Halleluja. So was Yeshua al van toepassing en aktief deel voordat Abraham was? Absoluut. Was hy deel van die volk toe hulle uit Egipte uitgekom het? Absoluut. Hy sê dan vir die fariseërs, hy sê voor Abraham was ek. Halleluja. So die rots was Messiah Yeshua, wat saamgetrek het. Vers 5. Tog was Jothai-Waphai die Almagtige, hoor mooi, met die meeste van hulle nie tevrede nie. Nie tevrede nie. Want hulle het in die woestyn omgekom. Nou lees saam met my. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie, soos hulle, deur hulle sondige begeertes moet laat dryf nie. Hier is 'n waarskuwing. Vers 7. Julle moenie afgodsdienaars word nie. Suid-Afrika, mense wat ingeskakel is, Namibië, die uithoeke van hierdie wêreld, daar's mense betrokke by ons in Nieu-Seeland, in Kanada, in Amerika, in Rusland, in China, en al hierdie plekke. Julle moenie afgodsdienaars word nie. So sommige van hulle, met ander woorde ons voorvaders, oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink, hulle het opgestaan en hulle oorgegee aan hulle uitspattighede. Vers 8. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg, so sommige van hulle, ons voorvaders, onsedelikheid gepleeg het nie. En op een dag het daar 23.000 mense omgekom. Laat ons Messia Yeshua, hoor nou hierso. Hier sê Paulus, toe hulle uitgetrek het uit Egipte land uit, hoor nou mooi, vers 9, laat ons Messia Yeshua, jou vertaling kan sê Christus, nie uittart nie. So met ander woorde, die rots het saamgetrek, dis meester Yeshua, en die volk, ons voorvaders, het hom uitgetart. Hulle het hom uitgetart. Laat ons Messia Yeshua, met ander woorde, hy was by hulle gewees, hy's by ons nou, nie uittart nie, so sommige van hulle hom uitgetart het. En hulle het deur slange omgekom. So, wie is Yeshua in die Nuwe Testament? En wie is meester Yeshua in die Ou Testament? Dis 'n interessante vraag. Vers 10. En moenie teen Jothai-Waphai die Almagtige in verset kom nie. Moenie in rebellie opkom nie, moenie in opstand opkom nie. So sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Sjoe. Onthou net, hulle kom uit die volk, hulle kom uit Egipte uit, dit is sy volk, is 'n eiendom vir hom, hulle het meester Yeshua uitgetart, daai tyd, want hy was die rots, hy het saamgetrek, hy was met hulle gewees. So dit is interessant om te weet, wie is meester Yeshua? En baie mense glo my nie as ek sê dat meester Yeshua in die Nuwe Testament is dieselfde as in die Ou Testament. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf in jou woord, in jou Bybel, as 'n waarskuwing vir ons, hoor mooi, wat die einde van tye al beleef. So hierdie woord is 'n absolute woord vir 2025. Vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Joch, en toe ek dit lees, toe besef ek, Abba, dankie. Dankie dat u hierdie woord aan my geopenbaar het. 'n Paar belangrike kernwoorde, 'n paar belangrike kernfrases in hierdie absolute wonderlike openbaring, verborgenheidsopenbaring gedeelte, is die volgende. Mense, alles is die verwysing na Pesach. Pesach in bondage, in slawerny,
uitgelei deur die bloed van die lam, 'n bonatuurlike ingryping, 'n hemelse ingryping van Vader, met die dood van die eerstgeborene van Egipte, en die volk, omdat hulle die bloed bestryk het aan hulle deure, aan die binnekant van hulle woonhuise, mense, toe die engel kom en hy sien die bloed, he passed them over, met ander woorde, dis waar die woordjie Pesach vandaan kom. Met ander woorde, Pesach gaan oor, wat het hierdie volk gedoen, toe hulle uitbeweeg, uit Egipte uit slawerny, op pad na die berg Sinai, en op pad na die beloofde land, 40 jaar. Hoe was hulle gesindhede geweest? Wat het hulle gedoen? 'n Paar belangrike kernpunte met betrekking tot 1 Korintiërs hoofstuk 10 is die volgende. Die woord sê, ek herinner julle aan wat julle voorvaders gedoen het. Elohim was nie tevrede met hulle gewees nie. Al hierdie gebeure is as voorbeelde van wie sondige begeertes. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Moenie afgode dien soos wat hulle dit gedien het nie. Moenie dit doen nie. Moenie meester Yeshua uittart soos wat hulle hom uitgetart het nie. Moenie dit doen nie. Hulle verset teen Jot-Heh-Waf-Heh, die Almagtige, en hulle is gedood. En die voorbeelde en die waarskuwings is nou van ons wat in die einde van die tye leef. Ek en jy, 2025. En wie was my interessant? Interessant is mense dat hierdie ouens het gekla. Hulle het voortdurend gekla. Mense, en as ek die boodskappe kry van mense oor die wêreld, kom ek agter, ons is nie meer tevrede nie. Daar's nie vrede nie, daar's nie harmonie nie, daar's nie eenheid nie. Ons is, ek wil amper sê, ons is so ver verwyderd van die woord en van Elohim. Ons besef dit nie. Ons dink, ons is op die regte pad, maar ons is eintlik op 'n verkeerde pad. Hulle het gekla toe hulle in Egipte land as slawe was. En toe hulle uitbeweeg het, en Vader kom met sy magtige regterhand, en hy lei hulle uit, het hulle gekla op pad na die beloofde land toe. Hulle het bly kla. Hulle was as slawe gewees in Farao, en Farao het hulle beheer, en Farao is 'n tipologie van die Antichrist. Egipte is 'n tipologie van die wêreld, en hulle was vasgevang in sonde. Hulle was vasgevang in hierdie absolute paganisme van Egipte. En vandag, en hierdie woord is geskryf vir vandag, ons wat aan hierdie einde woon, ons is vandag vasgevang in sonde vanweë wetteloosheid. En die oomblik wanneer jy praat van, jy moet gehoorsaam wees aan die woord, sal mense vir jou sê, maar jy is onder die wet. Mense, die wêreld is waar hy is vandag, vanweë wetteloosheid. Dis wetteloos. Ons voorouers was in slawerny gedompel. En ons is vandag in slawerny, vanweë ons voorvaders, vir die afgelope 400 jaar waar ons bly, en waar ons woon, in ons wêreld godsdiens, is ons slawe vandag van konsepte en idees van ons voorouers. En dis waarteen meester Yeshua ons kom waarsku teen menslike oorleweringe, tradisie godsdiens. Na 430 jaar. Jy moet nou mooi dink. Het hulle, ons voorvaders, met ander woorde, in die tyd van Egipte, in die tyd van Israel, toe hulle in Egipte was, het Jot-Heh-Waf-Heh nie geken nie. Hulle het nie geweet wie is hy nie. Inteendeel, hulle het van hom vergeet. Hulle het vergeet van sy dade, van sy beloftes wat hy gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob. Hulle het vergeet. Hulle het nie geweet wie is hy nie. Hulle het hom nie geken nie. Ek bedoel, toe Moses by hulle kom en hy sê, hoor hierso, ek is, het met my gepraat, het een man geweet, en dit was Aaron. Een man. En mense, en vir 430 jaar was hulle eintlik verlei. Hulle was onder hierdie afgodstelsel gewees van die wêreld, van Egipte, waarvan Farao die tipologie is van die Antichrist. Ons, en dan net, Paulus praat hier, so hy sê, ek herinner julle wat ons voorvaders gedoen het, dat ons nie dieselfde sal doen nie. So hierdie hele boodskap gaan vergelykend wees, wat het hierdie volk gedoen op pad Sinai toe, en ook in die beloofde land, en hoe het hulle opgetree? Wat was hulle reaksies? Wat was hulle besluitneming? Wat was hulle funksionaliteit? En ons is verlei, hier waar ons nou is, vir meer as 400 jaar. En vandag weet ons nie, wie is die almagtige Jot-Heh-Waf-Heh nie. Ons beklei oor sy naam, ons beklei oor sy krag, ons beklei oor sy kalenders, ons ken hom nie. Ons ken hom nie. Ons is nou daar, waar die volk in bandies was, in Egipte. En 1 Korintiërs hoofstuk 10, vertel vir ons duidelik, hy sê, ek skryf hierdie aan julle, as 'n waarskuwing, dat dit wat die voorvaders gedoen het, dat ons dit nie sal doen, soos wat hulle dit gedoen het nie. Ons kan nie langer, meester Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker, uittart nie. Ek en jy moet in lyn kom.
Die volk het nie geweet wie is hy nie. Hulle het nie geweet wat hy van hulle verwag nie. Hulle het nie geweet waartoe hy in staat is nie. Hulle het ook nie geweet hoe om te funksioneer nie. Hulle het maar gefunksioneer op hulle perspektief, maar hulle het nooit jotai wafai behaag deur hulle optrede nie. Hulle het gemurmureer, hulle het gekla, hulle was selfgesentreerd geweest. Wat sê 1 Timoteus hoofstuk 3? Hy sê in die laaste dae sal mense, nou jy kan hy selfde gedeelte gaan lees, sal mense dit vir jou moeilik maak. Dis hoekom hierdie wêreld lyk soos wat hierdie wêreld lyk. Ons weet nie wat hy van ons verwag nie. Ons het 'n idee en ons is geleer deur al hierdie jare met godsdiensttradisies hoe dit is om hom te behaag. En dis nie naaste by wat hy van ons verwag nie. Ons is weer daar, mense. Ons is weer daar waar ons nie weet wie hy is nie. Ons ken nie sy naam nie. Ons ken nie sy kalender nie. Ons weet nie wat hy van ons verwag nie. Ons weet nie wat dit is om in heiligmaking te wandel nie. Ons weet nie wat is 'n kadosh lewe nie. Ons weet nie wat is rein en onrein nie. Ons weet nie wat is heilig en onheilig nie. Ons weet nie. Ons weet nie wat om te eet nie. Ons weet nie wat om aan te trek nie. Ons is so verlei. Kan jy sien hoe belangrik is daai gedeelte? En mense, al wat Vader wou gehad het. Hy sê ek het my volk gelei. Ek staan vandag op die berg. Hy sê ek het my volk gelei. Ek het hulle gebring. Ek het hulle na my toe getrek. Soos arendsvlerke het ek hulle na my toe gebring. Ek wou gehad het hulle moes my beeld snap. Ek wou gehad het hulle moes weet wie ek is om hulle te mold. Dat my volk nie sal wees soos hierdie 7 nasies, die Gergasiete en die Hewitiete en die Amoriete, jy ken hy. Omdat hulle nie soos hulle sal wees nie, om hulle afgode te dien op hulle manier, maar ek is die heilige van Israel, my volk moet my dien op my afgesonderde, apart gestelde manier, my volk moet afgesonderd, moet my volk wees, 'n eiendom vir my, en die volk het dit nie geweet nie, want hulle het hom nie geken nie, hulle het nie geweet wie hy is nie, en hy wil steeds vandag, wil hy hê dat ons met sy afgesonderde volk wees, en doen jy dit, het jy moeilikheid. As jy gehoorsaam is jy uit. Hy wil nog steeds hê dat ons met sy eiendom wees. Dis vir hom so belangrik dat ek en jy moet weet, ons moet heilig lewe, ons moet 'n kadosh lewe. Mense, ons moet apart gestel wees voor sy aangesig. En weet jy, ons weet nie meer wat dit is nie, want ons is vasgevang in godsdienst en ons is weer terug in Egipte. Dis hoekom ons moan, dis hoekom ons kla, dis hoekom ons lewens, dis hoekom ons beklei, dis hoekom ons lewens so lyk. Hulle het nie sy naam geken nie. Hulle het nie sy naam geken nie. Hulle het nie sy karakter geken nie. En weet jy, mense, toe hulle uit Egipte uitkom, het hulle gesien waartoe hy in staat is. Ek bedoel, hulle 10 plaag gesien. Hulle weet waartoe hy in staat is. Hulle weet wat hy kan doen. Kom ons sê, hulle glo in hom. As jy vir iemand vra, glo jy, dan gaan hulle sê, ja, ek glo absoluut, maar vertrou jy hom, dis 'n ander konsep. Dis 'n ander konsep. En vandag ken mense, omdat ons het die woord, en ons hoor sy naam, en ons weet waartoe hy in staat is, en ons weet wat hy kan doen, maar ons sukkel met geloof, en ons geloof vandag, in 2025, is dan op en dan af, dis sê jou geloof, ons het nie daai geloofsdiepte, wat hy van ons verwag nie. Ons is nie daai volk, wat afgesonderd is vir hom nie. Ons dink ons is, ons weet nie eens wat hy van ons verwag nie. Ons weet nie eens wie is hy nie, ons ken nie eens sy naam nie. Dis presies waar die volk was. Dis waaroor Paulus skryf. Hulle het gesukkel om hom te vertrou. Dis hoekom hulle terug verlang het na Egipte. Hulle het gesukkel om hom te vertrou. Het hulle hom geken? Nee. Het hulle gesien wat hy kan doen? Ja. Het hulle dit hulle geloof versterk? Nee. En almal glo hom en almal sien wat hy doen, maar min het hom vertrou. Min het hom vertrou. En die voorvaders het beelde van afgode gemaak. En vandag doen ons dieselfde. Ons rig die goue kalwe op oor Kersfees en hierdie feeste en daai tipe van dinge. Ons het kruise vandag wat die wêreld vol is en al ons kerke, dis eintlik 'n heilige boomstam wat aanbid word. Die kruis kan vir jou niks doen nie. En so terloops, meester Yeshua het nie gesterwe aan 'n kruis nie. Dis 'n katolieke simbool, mense, hoor my vandag. Dis die simbool van dood. As jy in die strate ry of jy ry op die langpad waar ons baie ry en jy sien kruise met blommetjies op, dan weet jy daar's iemand dood. Dis die simbool van dood. Die simbool van lewe. Mense, is die menorah. Die menorah is die simbool van lewe. Dit verteenwoordig die 7 eienskappe van die Heilige Gees. Jesaja 11 vers 2. Maar vandag in ons huise is daar kruise.
By ons sogenaamde kerk is daar obelisk. Daar's hierdie standbeelde van mense, manne, wat ons met eer en respekteer en vereer, op grond van goed wat hulle gedoen het. Mense, daai is afgoderry. Ons doen presies dieselfde as wat die volk gedoen het. Dis hoekom hy geskryf, hy sê, ek waarsku julle, dat julle dit nie sal doen nie. Hy wou ons bou na sy beeld, toe die volk uitkom en hy kom by Sinaï. Toe sê hy vir Moses, laat die volk hulle afsonder vir 3 dae, want vroeg die môre van die 3de dag gaan ek aan hulle verskyn. Want Moses, jy moet weet, ek is die pottebakker en hulle is die klei, en ek wil hulle mold volgens my image, volgens my beeld. Ek gee hulle my ketuba. Dis daar waar ek die shofar geblaas het. Ek gee hulle my ketuba om hulle te mold in my karakter, en hulle het dit verwerp. Hulle het dit verwerp. Die ketuba, wat op my hart moet geskryf word, het hulle verwerp. En mense, vandag is ons presies dieselfde waar hierdie volk was. Presies dieselfde. Ons verwerp sy gebooie, ons verwerp sy Shabbatte. Hy sê dit in die boek van Esegiel. Hy sê, my priesters verkrag my wette, ontheilig my Shabbatte. En weet wat's amazing? Die volk, toe hulle die ketuba kry op die berg van Sinaï, die 2 kliptafels, wat toe nou uiteraard saamgetrek het vir die volgende tydperk tot op by die beloofde land, en wat vandag nog steeds bestaan, het hulle dit gehad by hulle. Hulle het dit geëer en gerespekteer, en Moses het hulle kort daarheen verwys. Maar vandag in 2025 het ek en jy sy ruach bygekry. Wie is met jou? Dis sy ruach, dis sy Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees? Dit herinner my om te wandel in sy gebooie, sy instruksies, en in sy stem te luister. En as jy dit vandag vir mense sê, gaan hulle vir jou sê, hoor hierso, jy het 'n ander evangelie. Terloops, hier is mense wat my kom sien het. Nou vertel een van die mense wat hier woon, jong, jy moet daai pastoor gaan sien. Hulle het 'n ander godsdiens. Hulle het 'n ander godsdiens. Ek nooi toe hierdie manne daar in my huis toe en luister toe hulle kom sit. My maat, toe praat ek. Toe sê ek, hoor hierso, ek wil net 'n regstellingkie maak. Ons het nie 'n ander godsdiens nie. Al wat ons doen is, ons glo in die woord. Van Genesis tot die boek van Openbaring. En hierdie is die instruksies van Jod-Hah-Waf-Hah die Almagtige. Julle ken hom as Here, maar vir my, is hy Jod-Hah-Waf-Hah die Almagtige. Dis sy naam. Sy naam is nie Here nie, want as jy Here gaan vertaal, dan is dit die Baal God. Dis die aanbidding, dit is wat hulle gedoen het in Egipte. Hierdie manne kyk met sulke verslaan uit aan, hulle is daar weg. En ek moet vir jou sê dat, dis waarmee ons te kamp het. Hulle verwerp dit, wat vir God belangrik is. Die woord sê in 1 Korintiërs 10, hulle het meester Yeshua uitgetart. Ons doen dit vandag, weer 'n keer. Ons is eintlik weer terug in Egipte. Dink mooi daaraan. En hier kom die instruksie, vir die uittog uit Egipte uit. Hier kom die instruksie. Elke huisgesin moet 'n lammetjie neem, op die 10de dag en op die 14de moet jy hom slag. En dan moet jy die bloed smeer aan die deurposte van jou huis, aan die binnekant. Aan die binnekant is dit belangrik om die bloed te dra, nie aan die buitekant nie, aan die binnekant. Maar wanneer die Gees kom en die soeklig van sy Heilige Gees kom val op hierdie tabernakel of op hierdie tempel, moet dit aan die binnekant, die beker moet skoon wees aan die binnekant. En die bloed gee vir jou die beskerming en die vryheid. En vandag het die bloed dieselfde krag. En hierdie keer het ons sy woord, sy ruach is met ons. Hoeveel nie te meer moet ek en jy wandel in 'n kadosh lewe nie. Kom aan mense. En vandag, die bloed van die lam maak ons vry. En wanneer ek uitbeweeg in my vryheid, wanneer ek uitbeweeg en ek stap in 'n apart gestelde lewe, en ek is klaar met wêreldgodsdienst en ek is klaar met tradisiegodsdienst, dan begin ek te onderskei wat is heilig en onheilig. Dan begin ek besef wat beteken die weg en die waarheid en die lewe. Dan begin ek besef wat is Shabbat, en dis die teken dat ons aan Elohim behoort en dat ons sy gebooie sal bewaar, want sy gebooie is nie tot niet nie. Elke jota en elke titel staan vas, want hierdie wêreld is nog hier. En hulle wat dit verkondig, dat dit ten einde gekom het, hulle sal die minste wees in die koninkryk. En dan besef ons op hierdie pad uit bondage uit, op pad na die beloofde land, dan besef ons hoe belangrik dit is om Abba se afsprake na te kom, sy feeste te erken. En dan begin ons te eet wat Abba wil hê ons moet eet, want alle kos is nie kos nie. En dan kom ons by 'n plek, wanneer ons uitbeweeg uit Egipte, dan kom ons by 'n plek by die Rooi See of die Skelfsee. En dis waar ons gedoop word, en dit is waar slawerny afgewas word. En dieselfde vandag in ons journey.
Wanneer ek uitstap uit hierdie tradisie godsdienst, en ek stap in 'n apart gestelde lewe godsdienst, om Vader te behaag, om hom te eer en te respekteer, en om hom weer te vrees, want hy is die heilige van Israel. As ek bereid om my lewe af te lê in die doopwater, ek is bereid dat die Egipte wat aan my vaskleef, moet sterwe, kan ek dit maar sê, moet vrek in die doopwater. En nou kom die woord in Eksodus 14 en hy sê, soos wat julle hierdie Egiptenaars vandag sien, so sal julle hulle nooit weer sien nie. En hulle is onder daai water en hulle stap deur. En wat gebeur met die Egiptenaars? Hulle bly agter in die water. My gebed vandag is, dat wanneer jy deur die doopwater gaan, dat Egipte sal agterbly. Die haat, die jaloesie, die losbandigheid, die onsedelikheid, die wetteloosheid, die selfhaat, selfveroordeling, vrees, skuldgevoel, verwerping, so kan ek aangaan. Skinder, dobbel, pornografie, so kan ek aangaan. En dat ons vandag uit tradisie godsdienst sal uitbeweeg. Mense, dit is my so belangrik, ek wil dit benadruk, want ons is op pad na die beloofde land, en die woord sê vir my dat min het dit gemaak. 2 uit 2,5 miljoen mense het dit gemaak. Vader was geïrriteerd met die mense, want hulle het hom uitgetart, hulle het sy gebooie verwerp. Hulle het hom nie geken nie, want hulle wou hom nie ken nie. Hulle het hom gedien op 'n Egiptiese manier. En dis hoekom hy hulle kom afwas het. Dis hoekom hy hulle kom mikfight, en ek en jy moet dieselfde pad stap. En mense, vandag, in 2025, ons hoor, ons sien, ons kry die boodskappe, elkeen van ons het 'n woord, elkeen het 'n Bybel, elkeen kan lees, maar ons kies. En mense, vandag is ons presies waar die volk was, toe hulle in Egipte was. En hulle het nie regtig verander nie. Toe hulle uit Egipte uitkom, het hulle aangegaan met 'n sukkelende geloof, want hulle het hom nie geken nie, presies wat ons doen. Wanneer ons uitbeweeg en ons kom tot bekering, en ons dink dit is regte bekering, dan het ons 'n sukkelende geloof, en ons het 'n miserabele lewe, en ons moan weer, want ons ken Vader nie, ons weet nie wat hy van ons verwag nie, ons sien wat hy kan doen, ons weet wat hy kan doen, maar ons vertrou hom nie, en ons het 'n sukkelende geloofsbestaan, presies waar die volk was. En ons is tans besig om hom uit te tart in 2025, en ons besef dit nie, en ons dink, ons is op die regte pad. En daarom skree die volk, Moses, praat jy met Vader, ons kan nie, ons hoor die woord, ons sien die woord, maar ons verwerp dit, ons wil nie aanpassings maak nie. En weet jy, toe hulle die beloofde land sien, die land van Kanaan, toe hulle hom sien, dus daar struikelblokke, daar's reëse in die land van Kanaan. En Moses gee die opdrag om 12 verspieders uit te stuur om te gaan kyk, en na 40 dae kom hulle terug, 10 manne kom terug met 'n rapport om te sê, Moses, daar's reëse, hierdie ouens gaan vir ons klaarmaak. Joshua en Caleb sê, daar's nie manier nie, ons weet waartoe ons God in staat is, ons weet, ons dien die almagtige Jotai-Wafai, die Elohim van hemel en aarde, ons dien hom. Julle maak staat op die vleesarm van 'n mens, maar ons maak staat op die regterhand van die lewende God, die heilige van Israel. Moses, kom ons trek in. En die volk sê, nee, julle kan nie, want daar's struikelblokke, daar's reëse. En hulle is op pad na die beloofde land, hulle staan voor die beloofde land. En hulle kan nie ingaan nie, want daar's reëse. En vandag se reëse, nou is jy wetties. En as iemand dit vir jou sê, dan wil jy verander, want jy wil tog so graag die mens please. Nou is jy Joods, dis 'n reus. Dit ontstel jou. En dan begin jy die vraag vra, maar is ek nie dalk Joods nie? Julle is Hebrew roots. Baie mense sê mos, hoor die frik is Hebrew roots. Julle is Hebrew roots. Dis 'n reus wat opstaan, dis 'n struikelblok. Mense, wanneer die reëse opstaan in ons lewens, soos wat mense in jou familie, en pappa en mamma, en boetie en sussie, en kollegas en vriende vir jou sê, hoor hierso, nou is jy Joods, nou is jy onder die wet, jy raak betrokke by 'n sekte, jy het 'n nuwe evangelie, waar kom jy vandaan? En jy breek die familietradisies, want oupa was in hierdie kerk, en jou pa was in hierdie kerk, en nou wil jy uitgaan? Aan wie glo jy nou? Ons het jou nie so groot gemaak nie. En hierdie reëse bring vrese by mense, en dit weerhou hulle van hulle beloofde land, want hulle reageer op daai reëse, hulle reageer op daai struikelblokke, en dis hoekom die volk moes verbyhou uit die beloofde land, en hulle moes weer gaan trek in die woestyn, en dis presies waar ons vandag is.
Wat hulle by implikasie gesê het, mense, is dat die reëse van Kanaan was groter en sterker as Jotai-Wafai se krag. Weet jy hoekom? Want hulle het hom nie geken nie. Want vir 430 jaar het die voorvaders hulle ingelei in afgoderry. En hulle het hom uitgetart. En vandag is ons presies waar ons is. Want hulle perspektief het gesê, nee, hierdie reëse is te groot. Ons perspektief vandag is, nee, kom ons please almal om ons. Kom ek word 'n people pleaser. Mense, kan ek vandag vir jou sê, ons kan nie mense behaag nie. Jy maak vandag 'n keuse. Of jy's 'n vriend van Jotai-Wafai, die Almagtige, of jy's 'n vyand van hom. As jy mense wil behaag en jy wil 'n vriend wees van hierdie wêreld, het jy vandag moeilikheid. Want die mens vandag se perspektief is presies die perspektief van die 10 verspieders wat mense weerhou van hulle beloofde land. Mense, ek praat vandag met jou uit Egipte uit op pad na die beloofde land en dit is wat gebeur het. Dis presies waar ons vandag is, want ek en jy is vandag op pad na die koninkryk. Die koninkryk. En ek en jy moet die koninkryk van duisternis bestorm in die naam van Meester Yeshua, want groter en sterker is hy wat in my is hy wat in die wêreld is. Halleluja. En vandag in 2025 is tradisie godsdiens sterker as die Torah. Sterker as die lewende, heilige Torah. Sy naam is Meester Yeshua. En ons is vasgevang in skriffietjies, en ons quoteer skriffietjie en is mooi, en ek sê die mooiste goedjies, sommer net met woorde, maar my hart ken hom nie. My hart weet nie wat hy van my verwag nie. So mense, wanneer jy uit Egipte uit beweeg, moet jy aanvaar. En jy moet daai besluit kan neem. Kan nie draadsitter wees nie. Jy moet besluit. Dis hoekom die woord sê, wat hink julle op 2 gedagtes? As Baal julle God is, gaan dien hom. Maar as Jotai-Wafai, die Almagtige, die Heilige van Israel, julle God is, gaan dien hom. Maar as jy hom dien, dan dien jy hom met passie, met entoesiasme, en jy dien hom met dissipline, en jy dien hom met 'n standaard. En uiteraard in hierdie hele proses gaan daar onaangename veranderings moet plaasvind in jou lewe. Jy moet skuif van Sondag aanbidding, van die eerste dag van die week aanbidding, terug na Saterdag, die 7de dag aanbidding. Min mense kan hy skuif maak. Min mense, nee, hulle wil nog betrokke wees, hulle wil nog op 'n Sondag wil hulle dit, en op 'n Sondag wil hulle na die fellowship toe gaan. Mense, wat hoor jy? Jy raak weer in die perspektief van tradisie godsdiens. Ons is weer terug in Egipte. En nou moet jy weet, Kersfees is uit. Maak nie saak wat pappa en mamma en ouma en oupa sê nie. Kersfees is uit, Valentine is uit, Vadersdag, Moedersdag is uit, Nuwejaarsdag is uit, so terloops. Ons is nou in die periode van die maand van Abib. Gaan lees dit asseblief in Deuteronomium 16 vers 1. In die maand van Abib, in hierdie maand, mense, gebeur daar amazing goed. Dis Pesach, dis die fees van ongesuurde brode, dis die opstanding, halleluja, en dis die plek waar ek en jy moet wees. Ons moet hier wees, waar Vader ons kan mold. Ek en jy is die klei, en hy is die pottebakker, en hy wil ons weer 'n keer mold na sy beeld, as sy volk, as eiendom vir hom. Mense, as jy nou mooi daarin dink, het 10 ouens wat teruggekom het, 10 ouens wat Jotai-Wafai nie geken het nie, het die hele volk so suurdeeg benadeel. En almal is weerhou uit die beloofde land uit. Almal is weerhou. En vandag is dieselfde scenario daar. Die woord sê baie duidelik in Matteus 22 vers 29, waar die woord sê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. En omdat julle die skrifte nie ken nie, ken julle ook nie die krag van Elohim nie. Dis hoekom ons 'n sukkelende geloofsbestaan voer. Dis hoekom die meeste mense is miserabel, want ons is weerhou uit die beloofde land uit as gevolg van dit wat ons voorvaders kom doen het. En ek en jy moet vandag 'n keuse maak. Ons moet uitkom uit Egipte, ons moet uitkom uit slawerny, kom uit bondage uit. En hartseer. Uit 2.5 miljoen mense het 2 dit gemaak. Dis 99,9999. Waar staan jy vandag? Waar staan jy vandag? Jy moet vandag kies. Of jy is die bende van Korag, of jy is deel van Josua en Caleb. Bly gesaam met my asseblief na 'n gedeelte in die woord, in die boek van Deuteronomium 8 vers 2. Hoor wat sê die woord. Hy sê, en jy moet dink aan die hele pad. Nou dink 'n bietjie aan my en jou pad.
aan die hele pad waarlangs Jotai Wafai, die Almagtige, jou Elohim, jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en jou beproewing om te weet wat is in jou hart en of jy sy gebooie sal hou of nie. En nou kom die reëse, nou kom die struikelblokke, nou kom die pastore, nou kom die dominees en sê, hoor hierso, jy's besig met 'n sekte. Jy's besig om die genade goedkoop te maak. Jy's besig om dit en jy's besig om dat. Hy kom toets ons harte. Die oomblik wanneer jy vanweë die bloed van die lam met die ingryping uit die hemel uit mense uitbeweeg uit Egipte uit, dan moet jy weet, jy gaan beproef word. Vader gaan kyk of jy jouself wil verootmoedig. Hy gaan kyk of jy 'n man of 'n vrou is wat gaan staan vir die waarheid, ten spyte van die reëse, ten spyte van hulle wat teen jou gaan kom, ten spyte van wat mense vir jou gaan sê, gaan daar beproewings op jou kom. Hy gaan kyk wat is in jou hart. En as hy kyk wat is in jou hart, gaan hy kan bepaal of jy in sy gebooie gaan wandel en of nie. Gaan lees dit, gaan skryf hierdie gedeelte op jou yskas, dat jy dit elke dag kan sien en lees en kan deel maak van jou eie. Mense, hy wat volhard tot die einde sal gered word. Matteus hoofstuk 24. In die laaste dae, die verdrukking, die tye van smarte, hy wat volhard. Mense, ons word nou al in 'n mate verdruk, waar ons vriende teen ons kom, ons families kom teen ons kerke kom teen ons, almal dink ons is in 'n ander evangelie. Dit gebeur nou al. Hy wat volhard om te wandel in sy gebooie, sy instruksies, verordeninge en sy afsprake, mense sal gered word. Dis belangrik. In die boek Openbaring, ek dink dit 6 keer wat hy sê, en hy wat oorwin, die oomblik wanneer jy die woordjie sien, hy wat oorwin, beteken, daar was stryd, daar was oorlog, daar was tsunamies, daar was donker wolke, daar was gevegte gewees. En omdat jy my Torah bewaar, sal ek jou bewaar. Ek sal jou bewaar in die uur van beproewing, wat oor hierdie wêreld sal kom, en al die bewoners van die aarde op die proef sal stel. Deuteronomium 8 vers 2. Jy moet hieraan dink op die pad wat jy nou is, waar die Almagtige Elohim jou gaan toets om te kyk of jy jou gaan verootmoedig. Dis belangrik. Hy gaan beproewinge op jou pad bring om te kyk, wat is in jou hart? Murmureer jy? Kla jy? Blameer jy? Gee jy skuld? Is jy kwaad? Raak jy geïrriteerd met hom? Hy kyk, wat is in jou hart? En wat in jou hart is, mense, gaan bepaal of jy in sy gebooie gaan wandel of nie. Jy moet dit vandag weet. So jy moet vandag besluit, en ek gaan my herhaal. Jy is of deel van die Korag-bende, of jy is deel van Josua en Caleb. So mense, ek wil hierdie boodskap afsluit, dat die woord vandag self met my en met jou praat. Maak jou Bybel oop, by die boek van Deuteronomium, hoofstuk 30, en ons gaan 'n paar verse lees, beginnende by vers 11. En dan gaan toets jy jou, en dan gaan kyk jy, waar staan jy vandag? Is jy terug in Egipte? Is jy by die berg Sinaï? Is jou pad na die beloofde land? En wat is jou gesindheid? Kom ons lees. Vers 11. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar, en dis nie te ver nie. Vers 12. Dit is nie in die hemel, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Met ander woorde, dis nie so hoog soos die hemel nie. Almal kan dit bereik, dis vir almal beskikbaar. Vers 13, dit is ook nie oorkant die see, sodat jy moet sê, wie sal vir ons aan die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, dat ons dit kan hoor, en dat ons dit kan doen nie. Nee, dis by ons. Dis naby. Dis maklik. Dis nie swaar nie. Dis aanneemlik. Shabbat, dis wonderlik. Dis eintlik 'n blessing. Vers 14. Maar baie naby jou is die woord, halleluja, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Jy hoef nie hemel toe te gaan en terug te kom nie. Jy hoef nie oor see te gaan nie. Dis in jou hart. Dis in jou mond. Hoe lyk jou hart? Waar staan jy vandag? Vers 15, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Met ander woorde, die seën en die vloek. Wat ek jou vandag beveel, is om Jotai Wafai, die Almagtige, jou Elohim, lief te hê. Luister mooi, in sy weë te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en Jotai Wafai, die Almagtige, jou Elohim, jou mag seën in die land
wat hy jou gaan neem om besit te neem, want dit is 'n belofte wat hy gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob, en daai belofte, mense gaan manifesteer in my en in jou lewe. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie, en jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, is presies wat die voorvaders gedoen het, dan verkondig ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarin jy en oor die Jordaan trek om dit in besit te neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, wat ek jou vandag voorgehou het. Kies dan die lewe. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, jou kinders en jou kleinkinders en jou kleinkinders, dat hulle kan lewe in die land wat Jothai-Wafai, die Almagtige, ons Elohim, aan ons gegee het. En dis 'n belofte wat hy gemaak het aan Abraham. Vers 20. Deur Jothai-Wafai, die Almagtige, jou Elohim, om hom lief te hê, halleluja, om met ander woorde om hom te ken. Dis hoekom Meester Yeshua sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en dit is vir jou lente vandag, sodat jy kan woon in die land wat Jothai-Wafai, die Almagtige, aan jou vaders, aan Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het, om dit vandag aan jou te gee. Halleluja. So mense, ek glo vandag dat jy verstaan wat 1 Korintiërs hoofstuk 10 vir my en vir jou wil kom sê. Soos wat die voorvaders gedoen het, mag ek en jy nie doen nie. Ons kan nie langer Meester Yeshua, mense uitgekom oor die periode van Pesach, as die lam van Elohim. Hy gaan nou terugkom, as die leeu uit die stam van Juda. Maak seker, maak reg, kom in gereedheid, wees voorbereid. So ek het vandag hierdie woord met jou gedeel. Ek het vandag vir jou gelees in die boek van Deuteronomium, wat ons hemelse Vader van ons verwag. Die volk het dit nie geweet nie. Ek en jy weet dit. En ek wil afsluit met hierdie laaste skrifgedeelte. Jakobus 1 vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte Torah, hoor mooi, van die vryheid en daarby bly, met ander woorde volhard daarin, bewaar dit. Hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in dit wat hy doen. Kom ek en jy word 'n dader van sy woord. Kry klaar met tradisiegodsdienst, kry klaar met voorvaderlike aanbidding, kry klaar met beeldediens, kry klaar met heilige boomstamme, kry klaar met murmurering, kry klaar om te blame shift, kry klaar, asseblief, dit gaan jou duur te staan kom, dit gaan jou uithou uit jou beloofde land uit. Mense, dit was vir ons 'n voorbeeld, dit was vir ons 'n waarskuwing, en die woord is baie duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 10, dat Paulus gee vir ons hierdie voorbeelde wat die volk gedoen het, en ons is presies daar, dat ons nie sal mis wat hulle gemis het nie. 2 uit 2.5 miljoen mense. Waar staan jy vandag? So kom ek en jy bid saam. Abba Vader, Hemelse Vader, laat dit bekend word oor die ganse wêreld, dat U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die Heilige van Israel. U is nie 'n mens dat U alleen sal vertel. Vader, as U vandag na ons kyk, hoe lyk ons? Waarmee is ons besig? En al wat U wil hê is, U wil ons mold na U beeld. Dat ons U karakter sal uitleef in hierdie wêreld. Dat die menorah in ons sal brand as 'n ewige lig. En dat ons lig nie duisternis sal word vanweë dit wat ons voorvaders gedoen het en dit wat ons vandag doen. Gees van die lewende God, herinner ons asseblief. Lei ons in die spore van geregtigheid, dat ons sal wandel in gehoorsaamheid om U gebooie, U instruksies, U verordeninge na te kom, dit te onderhou en te doen. En Vader, ek bid vandag in die naam van Meester Yeshua, dat U met elke man, vrou, seun en dogter, wat vandag ingeskakel is, dat U met hulle sal wees, dat ons sal insien die volmaakte wet, die volmaakte Torah van vryheid, dat ons daarby sal bly, dat ons nie 'n vergeetagtige hoorder sal wees nie, maar dat ons 'n dader sal wees van U woord. En Vader, U woord sê, ons sal gelukkig wees in alles wat ons doen. Vader, help ons asseblief,
dat ons nie sal links of regs sal afwyk van dit wat U vir ons vandag kom leer het nie, maar dat ons sal vas staan in die naam van Meester Yeshua. Abba, dis my gebed, dis my roepe vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Dankie dat jy vandag saam met my op die berg was, die berg van Elohim. Dis pragtig hier op die plaas. Dankie dat jy deel is van Menorah Tabernakel. Dankie vir julle gebede. Dankie vir mense wat ons ondersteun. Dankie vir die saad wat julle deponeer, wat julle saai in Menorah Tabernakel. En ek verklaar vandag 'n magtige oes in jou lewe. En dat jy die hand, die uitgestrekte hand van die lewende God sal sien. Vader, sê ek het 'n blymoedige gewer lief. Ek het 'n man en 'n vrou met dankbaarheid. Het ek lief, ek druk hulle teen my bors vas. Halleluja. Mag jy geseënd wees. Mag die aangesig van ons hemelse Vader oor jou verhef word. Dat hy jou genadig sal wees. Mag sy aangesig oor jou skyn en lankmoedig met jou sal wees. Dat hy jou sal vrede gee wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Dis vandag my gebed vir jou wat ingeskakel is. Baie dankie. Vrede vir jou en Shabbat Shalom.